Goeiemiddag almal en welkom terug. Ons gaan vandag bietjie kyk na die dier uit die aarde. Laas keer het ons gekyk na die dier uit die see uit en ons het vasgestel dit is die poustom gewees, né? So vandag gaan ons 'n bietjie kyk wie is die dier uit die aarde en ons het baie goeie bewyse om ons redes te staaf. Maar voor ons begin, kom ons bid net gou. Hemelse Vader, ons kom voor U en ons sê vir U baie dankie vir hierdie wonderlike dag wat ons weer eens hier by mekaar kan sit as familie. Here, ek wil U vra asseblief om hierdie les met ons te wees en dankie Here vir U wonderlike openbaring wat U aan ons gegee het en dat U vir ons elke een wysheid gegee het om dit te kan verstaan. Dankie Here dat U die mense seën wat in die toekoms of vandag nog hierdie lesing gaan kyk en dat U vir hulle ook sal openbaring voorsien. Amen. Ok, so kom ons lees hom gou saam, dat ons net gou hoor waaroor gaan die storie en dan breek ons die storie af. En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen. Deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaar wond ontvang en lewendig geword het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak, dat almal gedood word, wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak, dat almal klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy, wat die merk of die naam van die dier, of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. Maar hy is sommer baie interessante goeders, ek dink wat almal oor wonder, né? Goed, kom ons gaan kyk gou verder. Die woord aarde, in Openbaring 13, hierdie stuk wat ons nou gelees het 'n beperkte betekenis, net dit bysê. In konteks is dit hoofsaaklik van toepassing op die geografiese gebied van die Verenigde State, soos ons gesien het deur die historiese volgorde van Openbaring 12, né? Onthou julle daar het ons ook gesê hy is na die aarde toe weggevoer, né? Die uitdrukking opkom word in Matteus 13 vers 7 gebruik om onkruid te beskryf, wat uit die aarde opspruit. Soos ons later in hierdie studie sal sien, is die draak 'n simbool van Satan, wat deur die instrument van Rome werk. Die draak in die boek Openbaring word altyd geïdentifiseer met verskillende stadiums van Rome. Rome het probeer om Jesus dood te maak. Onthou julle wat ons hoekom sê ons dit? Want ons het mos die diere van Daniël. Die eerste een was 'n leeu, en toe die tweede een was 'n beer, en toe was dit 'n luiperd gewees, en die volgende een was 'n vreemde dier gewees, en hulle vergelyk hom met 'n draak. So altyd die draak gaan oor die verskillende forme van stadiums van Rome. Rome het probeer om Jesus dood te maak, né? Pauslike Rome het probeer om die heiliges gedurende 1260 jaar te vernietig, en die Verenigde State, wat as die agent van die opgestane pauslike Rome optree, sal probeer om die laaste oorblyfsel te vernietig. Dis belangrike inligting wat ek dink ons moet 'n gedagte hou. Dink presies ook wat gebeur vandag, né? Waartoe gaan die vlugtelinge? Hoekom is hulle so 'n groot oop boek daarin? Dink maar net daaroor. Gebruik nou 'n bietjie jou eie filter en dink daaraan.
Nou goed, die woord lam word 29 keer in die boek Openbaring gebruik en in 28 van daardie 29 keer verwys dit onbetwisbaar na Jesus Christus. Nou soos ons sal sien, is dit ook verwant aan Jesus Christus in Openbaring 13 vers 11. Die uitdrukking en gepraat soos 'n draak kan wettiglik in twee verskillende maniere gesien word. Kom ons kyk gou 'n bietjie daarna. Die eerste een is die eerste sou aandui dat die landdier twee horings soos 'n lam het, nê? Soos wat ons nou gelees het. Terwyl dit terselfdertyd soos 'n draak praat. Die tweede dui op 'n konstante kontras tussen die twee horings en die stem van die draak, nê? Die twee horingkies soos die lam, maar hy het nog steeds die stem van die draak. Die landdier het twee horings soos 'n lam gehad, maar dit weerspreek wat die horing verteenwoordig deur soos 'n draak te praat. Hoor julle die woorde wat ek gebruik? Dit weerspreek dit. Goed, dit is opmerklik. Ek gaan al hierdie goeters nou vir julle duideliker sin maak, maar ek gee net vir julle 'n inleiding sodat ons nou as wanneer goeters sin maak, dat dit vir jou beter sin sal maak. Dit is opmerklik dat die landdier alles doen om die eerste dier, die seedier, te eer en te beïndruk. Né? Goed, eerste een is, ons word vertel dat die landdier al die gesag van die eerste dier in sy teenwoordigheid uitoefen. Rachel. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. OK. Volgende een is die landdier met lamagtige horings, laat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, soos ons reeds gelees het, né? Soos wat ons ook nou reeds gelees het. Dis dieselfde versie. Volgende een, die landdier doen tekens voor die oë van die dier, né? Vers 14. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is, om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê, dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaard wond ontvang en lewendig geword het. OK, so ons sien nou die landdier doen tekens voor die oë van die dier, né? En dan die landdier maak 'n beeld van die eerste dier, ter ere daarvan, soos wat ons nou ook, kom ons lees gou vers 15. En dit is vir hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. 3 keer word die woord beeld gebruik, né? Ons gaan volgende keer gaan ons kyk na die beeld, the image of the beast. OK, presies sien wat dit is en waar kom dit alles vandaan. En dan die landdier dwing, luister mooi, hy dwing die merk van die eerste dier af. Verse 16 en 17. En jy sien. En hy maak dat almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. So ons vertel nou alles wat hy nou, wat hy doen om hierdie seedier te beïndruk, né? En dan die laaste een wat hy gaan doen is, die landdier gee 'n doodsbevel teen diegene wat weier om die beeld van die eerste dier te aanbid. Né? Dis nie die seedier nie, dis nie die paustom wat dit sê nie, die landdier gee hierdie doodsbevel. En dit is soos wat ons nou in vers 15 ook gesê het, né? Hulle sal almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. Daar's ons die dekreet wat hy uitgee. Nou goed, hierdie tweede dier is dus die eerste dier se agent of sy marionet, né? Die woord oorsaak wat regdeur die gedeelte gebruik word, dui daarop dat hierdie landdier geweld sal gebruik om diegene wat op die aarde woon te dwing om eer aan die eerste dier te betoon. Né? Hoor julle die hele storie wat hier so is, né? Dit wil sê, hierdie dier
die landdier, sal mense nie ooreed om die dier te aanbid nie, maar hulle sal eerder gedwing word om dit te doen, né? Die woord word op 'n soortgelyke manier in Openbaring 3 vers 9 gebruik, waar ons vertel word dat God die sinagoge van Satan sal laat dwing om voor die voete van die heiliges te aanbid, né? Dis dieselfde tipe woord wat hier gebruik word. Nou die teken van die landdier wat vuur uit die hemel neerbring, herinner ons aan die ervaring van Elia toe hy vuur uit die hemel op die berg Karmel neergebring het, né? Met ander woorde, die verhaal van Elia moet ook noukeurig, soos wat ons al reeds gedoen het, noukeurig bestudeer word as een van die agtergronde van hierdie profesie, né? En ons het dit nou al baie gedoen met Isebel wat daarbey betrokke is en koning Agab wat daarbey betrokke is en sy wat weggevoer word mos en al daai goed, né? Die kerk wat weggevoer word. En die volgende een waar die vuur ook is, die vuur uit die hemel, herinner ons ook aan die tonge van vuur wat op Pinksterdag geval het. Okay, so dit is die twee goeders wat ons in gedagte moet hou. Nog 'n duidelike agtergrond agter hierdie verhaal van die dier en sy beeld. Sy merk in die nommer 666 word gevind in die verhaal van Daniël 3. Onthou julle Daniël 3 se storie waar almal voor die goue beeld, die volledige goue beeld moes geval het, né? Die woord beeld, eikon, E-I-K-O-N, eikon, in die gedeelte van Daniël verwys na 'n gelykenis of 'n weerspieëling van iemand of iets anders. So dit is 'n weerspieëling van die persoon. Eikon, ja, is E-I soos eikon. Dit is nou net die Hebreëse woord daarvoor. Okay. Nou goed, dit word in Matteus 22 vers 20 gebruik om die beeld van die keiser op die Romeinse denarius te skryf, op sy beeld op die geldstukkie, né? Dit word ook gebruik om afgodiese beelde van die gode wat deur die heidene gemaak is te beskryf. En die woord beskryf Jesus ook as 'n beeld of 'n weerspieëling van die onsigbare God. Okay, dis dieselfde tipe van woordbasis wat daar gebruik word. So dit is 'n tipe basis van die ander een. Kom ons kyk gou 'n bietjie na hierdie dier uit die aarde uit. In Openbaring 13 vers 11 vind ons 'n beskrywing van 'n tweehoring dier wat uit die aarde opstaan wat die wêreld sal dwing om die dier wat met die swaard gewond is te aanbid. En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam en ek het gepraat soos 'n draak. Nou sien. In Openbaring 13 vers 11 vind ons 'n beskrywing van hierdie landdier. Nou goed, die teks dui duidelik aan dat die lot van hierdie tweede dier is om die eerste dier te help om sy krag te herwin. Terwyl die vorige diere, die diere wat hulle vooraf gegaan het oorwin het, sal hierdie dier, die eerste dier, uit sy gevangenskap uit bevry en die krag van die swaard aan hom teruggee. Okay, dis wat hy nou basies gaan doen. So hierso het ons die seedier, hier het ons die landdier. Okay, as ons nou net moet basies omsien. Die landdier sal die gesag van die eerste dier namens hom uitoefen. Almal dwing om hom te aanbid. Hierdie enetjie nou, né? Sal almal dwing om hom te aanbid, 'n beeld ter ere daarvan oprig en sy merk afdwing. Alles wat hierdie landdier doen, is in die teenwoordigheid van die eerste dier. So die eerste dier sien alles raak, die seedier, hy sien alles raak. Hierdie uitdrukking word vertaal met op sy. Met ander woorde, hierdie dier is 'n marionet van die eerste dier. Die tweehoringdier sal die swaard in die hand van die pausdom wees en ons word vertel dat dit sal dreig om enige iemand wat nie saamstem nie met daardie swaard dood te maak. Net, dit is hoe ons nou die hele stuk daarso verstaan het. Nou goed, wat merkwaardig is aan hierdie dier, is sy gesplete persoonlikheid. Alhoewel dit 2 horings soos 'n lam het, praat dit gelyktydig soos 'n draak. Die 2 horings word veral nie afgebreek voordat dit soos 'n draak begin praat nie. So hy het nog steeds die 2 horingkies, maar hy praat nog steeds soos 'n draak. Dis belangrike inligting. Dit praat soos 'n draak terwyl dit steeds die 2 lamagtige horings op sy kop het.
Die karakter van hierdie dier herinner ons aan die gesplete persoonlikheid van Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Mr. Hyde, né? Onthou julle daai storie? Die een is goed en die ander een is boos. Dis soos wat hulle gemanifesteer het in daai tyd. Dit is belangrik om te besef dat Openbaring 13 vers 11, soos die laaste verse wat ons nou gelees het, die opsommende stelling van hierdie hele loopbaan van hierdie landdier is. Dit is gebruiklik in Openbaring dat die begin en die eindpunt van die profetiese volgorde by die begin van die profesie basies opgesom word. En dan breek hy hom so verder af soos wat hy afgaan, né? Hierdie profesie beteken nie dat die landdier gelyktydig soos 'n lam en 'n draak optree aan die begin van sy loopbaan nie. OK? Ons gaan nou sien wat gebeur daar. Wanneer hierdie dier styg uit die aarde, het dit 2 horings soos 'n lam. En eers later begin hy, terwyl hy nog die 2 horings het soos 'n lam, sal dit later soos 'n draak begin praat. Wat word bedoel met die 2 lamagtige horings en die stem van die draak? Dis belangrik dat ons hierdie kwessie spesifiek gaan trek hierso. Kom ons begin die betekenis van die draak simboliek in die boek Openbaring te identifiseer. Daar is 3 stadiums van die draak in Openbaring 12 en 13. Selfs 'n vlugtige studie na Openbaring 12 en 13 dui daarop dat die draak die stealth protagonis van hierdie hoofstukke is, né? Hy is half op die agtergrond. Die draak staan op die agtergrond van hierdie verskillende historiese stadiums wat in hierdie hoofstukke beskryf word. In die boek Openbaring verteenwoordig die draak hoofsaaklik Satan, né? Maar dit verteenwoordig ook Satan wat deur die instrument van Rome werk en sy verskillende stadiums werk. Dis hoekom hy die draak genoem word. So is die dier wat van die aarde af opstaan en soos 'n draak praat, nie net 'n woordvoerder vir Satan nie, maar hy's ook vir Rome 'n woordvoerder, né? In Openbaring 12 en 13 vervolg die draak gedurende hierdie 3 stadiums. Die eerste stadium wat ons kry is in Openbaring 12 vers 3 en Matteus 2 vers 16. Dit was Satan wat langs die vrou gestaan het om haar kind te verslind sodat sodra hy gebore is, né? Maar Satan het deur die hulp van Herodes, 'n heerser van die Romeinse ryk, gewerk. Satan het ook die mag van die Rome gebruik om Jesus tot dood te veroordeel, né? Die tweede stadium is nou nogal vir my snaaks die ou skaaksukkie en nogal 'n biskop. Dieselfde is, sien julle daai, né? Toe die Romeinse ryk verbrokkel het hy dit sy setel en sy mag en sy groot gesag aan die dier gegee. En toe het die dier die vrou vir 1260 jaar vervolg, né? In daai tydperk, soos die pausdom voortgegaan het om hierdie magte van die draak uit te oefen, né? In die vorm van die pausdom. Dis nog steeds Rome, né? Rome never changes. Dis maar 'n feit. Die derde stadium is die draakstadium nommer 3. Is Openbaring 13 vers 11. Dis waar ons nou is. Vertel vir ons dat die dier van die aarde af soos 'n draak sal praat. Die landdier sal dus nie net 'n woordvoerder vir Satan wees nie, maar ook Satan wat deur Rome werk. En dus is die draak, die seedier en die landdier almal agente van Satan wat deur Rome werk. Al hierdie diere werk deur dieselfde mag. Koning van die noorde, koning van die suide, hulle het almal een agent vir wie hulle werk, né? Dit lyk asof hulle 2 verskillend is, maar hulle werk eintlik onder dieselfde mag. Onthou julle toe ons daai les gedoen het oor koning van die noorde en koning van die suide, né? Gaan kyk hy speel ook baie belangrike rol in hierdie stryd wat ons nou hier voer. Kom ons kyk gou 'n bietjie na die eienskappe van die landdier. Die eerste kenmerk, die horing verteenwoordig 'n koninkryk. Onthou julle dit, né? Daar word algemeen saamgestem onder studente van apokaliptiese profesie dat diere koninkryke of nasies verteenwoordig, né? In die boek Daniël verteenwoordig die leeu, die beer, die luiperd, die draak, die ram, die bok, almal nasies of koninkryke, né?
Die bekende Bybelkommentator Adam Clarke het wysentlik oor hierdie lamsdier gepraat. Hy het gesê, as a beast has already been shown to be the symbol of a kingdom or empire, the rising up of this second beast must consequently represent the rising up of another empire. Nee? So hierdie dier is weer 'n nuwe empire wat opgestel word, soos wat ons later vroeër gesels het. Tweede kenmerk is die tydlyn. Nou ons ken hier die hele tydlyn hoe loop. Dit begin by Babylon, en toe van die Perse, en toe Griekeland, en toe begin die draak inkom, né? Rome. Toe kry hy sy 10 horings. Dit is die tydlyn van hoe goeders verloop. Kry sy 10 horings. Dit is die verdeelde Romeinse ryk. En toe kom die klein horingkie heen. Wat is hierdie een? Die klein horingkie en die seedier. Dit is die pausdom, né? Kyk daai tydperk. Dit is 1260 jaar wat hy daar opkom. Toe, wat gebeur toe met die seedier? Toe kry hy sy dodelike wondstadium van 1790 uit tot vandag toe. En dan die volgende een, die dier van die aarde het sy onafhanklikheidsverklaring in 1776 gekry. En toe gebeur daar nou nog iets. Die dodelike wond word genees in die toekoms. So ons gaan nou kyk, hoekom staan hierdie ding nou hier? Dis belangrik. Al hierdie goeders gaan nou begin sin maak. Okay. So, met ander woorde, die historiese vloei van Daniël 7 en Openbaring 13 openbaar die tyd wanneer die dier van die aarde af aan bewind sou kom. Okay, so dit gee vir jou presies die tydperk van wanneer hy sal opkom. En ekskuus tog, sorry oom, ek sien dit besig. En dit val nou juis hierso in daardie tydperk. Okay, kenmerk nommer 3. Sê die landdier staan op met die seedier se dodelike wond in 1798. Die landdier het opgestaan rondom die tyd toe die eerste dier sy dodelike wond opgedoen het en in 1798 in gevangenskap gelei is. Goed. Soos wat ons daar sê in Openbaring 13 vers 10 tot 11 sê, as iemand kruisgevangenes maak, gaan hy in kruisgevangenskap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die lydsaamheid en die geloof van die heiliges. En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom. En hy het 2 horings gehad. Kyk hoe volg hulle so op mekaar, né? Daai ene keer het in gevangenskap gelees. So terwyl hy in gevangenskap is, toe sien jy die diere uit die aarde opkom. Sien julle hoe volg hulle so op mekaar, né? So dit is belangrik dat ons moet sien wat se mag praat hulle van wat in daai tydperk opgekom het. Kenmerk nommer 4. Uilbevolkte gebied wees. So met ander woorde, daar moet nie waters wees nie. Daar moet nie hierdie massa waters 'n see wees, soos wat ons mos nou voorheen gesien het, 'n see verteenwoordig massas van mense nie. Dis hoekom dat hy 'n landdier is. Die aarde moet 'n uilbevolkte gebied verteenwoordig, omdat al die ander diere uit die see van menigtes, van nasies, van tale en volke ontstaan het. Onthou julle dit, Babylon het daarso bestaan waar daar baie mense is. Medium-Persië het daar opgekom waar daar baie mense is. Dis hoekom het hulle ook gesê dat die beer het baie vleis geëet. Hy het nie 'n bietjie vleis geëet, hy het baie vleis geëet. Daar was baie vleis vir hom gewees. En toe kom wat is sy naam? Alexander, en hy het voortgegaan en hy het net verower so ver as wat hy gegaan het. En toe kom die Romeinse ryk op, en hoorie, daai armies was nie net sommer, kom so 50 troepies hierso by mekaar, en so 100 hierso ons beklei nie. Nee, daar was honderde, duisende troepe gewees, so daar is 'n groot see gewees van magdom van mense. So hierdie landdier kom op 'n plek uit waar daar nie baie mense is nie, né? Openbaring 13 van vers 11 is daar geen verwysing na waters, winde of wilde diere nie. Nee, soos ons ons nou gesien het, hy kom uit op die land uit, nie tussen die waters en tussen baie mense nie. Die landdier hoef nie teen 'n vorige ryk oorlog te gevoer het om te ontstaan nie. Dis belangrik. Kenmerk nommer 5, soos 'n plant opgekom. En ons sien dit in Matteus 13 vers 7. Die landdier het soos 'n plant in stilte opgestaan en nie te midde van die rumoer van nasies in oorlog nie. Die uitdrukking opkom word in die gelykenis van die saaier gebruik met die ontkieming van plante soos wat dit beskryf het, né? Hy sê hierso ook, in Townsend, the world compared with the old quoted in Why America Happened.
sê, the history of the United States was separated by a beneficent providence from the wild and cruel history of the rest of the continent. And like a silent seed, we grew into an empire. Nee? Hulle het met mekaar 'n oorlog gemaak en nagtas maar mense wat maar nou net tussen mekaar nie lekker was nie, maar dit het nou eers in ander tye gebeur. Volgende een, dit moet nie 'n Europese gebied wees nie. Ons gaan nou vir julle wys hoekom. So met ander woorde, kyk. So met ander woorde, daarso is waar Babylon was, nê? Kom ons lees dit gou hier, sal ek net vir julle wys. Die 4 diere van Daniël het uit die see uit opgestaan. Die eerste 2 was die Asiatiese magte, Babylon en Medo-Perse. Die volgende 2 diere was Europese moondhede, Griekeland en Rome. Gaan nou vir julle wys hoe loop hy daarso. Die landdier met lamagtige horings kon toe nie in Europa of Asië ontstaan het nie. Die dier met die lamagtige horings het uit die aarde opgestaan en dus moet dit op 'n ander plek wees as die eerste 4 diere opgestaan. Dit lyk amper half asof hierdie vervulling van die profesie van oos na wes beweeg. En daarom moet hierdie nasie verder wees. Hy moet opstaan as die nasies van Daniël 7, verder opstaan as die nasies van Daniël 7. Die Amerikaanse vasteland is veral direk wes van Europa. So met ander woorde, ons het nou daar sit ons vir Babylon, daar's Medo-Perse en die Asiatiese gebiede, en dan het ons vir Griekeland aan daai kant, en dan het ons vir Rome aan daai kant, en dan gaan hy na daai kant. Sien julle van oos na wes, né? Soos wat hy loop. Die gebied, hy bied skuiling vir die vrou, soos wat ons mos in Openbaring 12 ook gesê het. Die gebied waarin hierdie nasie later ontstaan het skuiling gebied vir die vrou wat gedurende die 1260 jaar deur die seedier vervolg is, né? En ons sal sien daar in Openbaring 12 sê hy die aarde het die vrou te hulp gekom, né? Dis ook belangrik om te sien. Die aarde daar, met ander woorde, dis die dier wat uit die aarde ontstaan. Die aarde is 'n ander plek. Nommer 8. Die landdier en die seedier word bondgenote. Terwyl die diere van Daniël 7 agtereenvolgens regeer het, is die landdier gelyktydig of saam met die seedier, maar die seedier is baie ouer as die landdier, né? In teenstelling met die vorige diere, word die landdier 'n bondgenoot van die eerste en help dit om sy krag te herwin. Onthou julle die ou oom wat in die stoeltjie gesit het en die nurse wat hom opgehelp het? Sodoende sal die landdier die eerste dier se handhawer word en sy wond help genees. Dit sal mense dwing om die dier en die beeld te aanbid en om die merk te ontvang. En ons sien dit daar in vers 14, hè. Hy sal dit voor die oë van die dier doen, van die seedier doen. So die seedier gaan vir hom die instruksies gee, né? Kenmerk nommer 9 is 'n wêreld superkrag. Hierdie is baie interessant, ek gaan nou daai lees. Later in sy geskiedenis sou hulle nasie ekonomies groei tot 'n wêreldwye supermoondheid wat verbied om te koop en verkoop. Militêr, met ander woorde die merk van die dier op strafte van die dood afbring. So hulle sal 'n militêre supermag wees. Hulle sal 'n ekonomiese supermag wees om jou te kan verbied om te doen wat jy wil doen. Militêr om jou die straf te gee wat hulle dink jy verdien. En polities wat al die nasies van die wêreld sal lei om te doen wat hy sê. Nee? Kom ons lees gou hier. So ek het hierdie stukkie gesoek toe tog myself, maar hoe gaan mense dit nou bewys? The United States has been considered the strongest country in the world since the end of World War II in 1945. So van 1945 het hierdie supermag. So voor dit het die supermag ons nog nie ontstaan nie, of dit was nog nie 'n supermag nie, né? So kyk veral na die datums. After the war, the US emerged as a superpower, largely due to its economic strength, military capabilities and potential influence. The Cold War era, which followed, further solidified its position as a global leader, especially in contrast to the Soviet Union. Daai tydperk, as jy gepraat het van die Soviet Union, ja, die mense moes gebibber omtrent, né?
While there were periods before this time where the US was influential, such as in the 19th and early 20th century, it was not until after the World War II that it became widely recognized as the preeminent power of the global stage. Hoor nou hierso. As of August 2023, its status has persisted for over 75 years. 75 years was tot en met huidiglik die 2023 word Amerika geconsider die wêreldsupermag. Hoekom eers na World War II? Wat dink julle hoekom sal die rede daarvoor wees? Voor World War II kon 'n mens nie vinnig in 'n vliegtuig klim en sê kom ons gaan gou Amerika toe nie. Kom ons klim gaan die vliegtuig, kom ons gaan gou soontoe of ons gaan gou soontoe nie. So, kommunikasie het begin plaasvind. Mense het maniere gekry om vinniger by mekaar te kan uitkom. Andersins as jy nou Amerika toe begin sê, okay goed, kom ons klim gou op 'n skip en ons gaan oor 4 maande soos in Amerika. Dis hoe dit altyd was, né? Hulle het op Titanic geklim. En Titanic was nie môreoggend gou daarso gewees nie, né? Hulle het nooit daar gekom nie, maar wat ek bedoel is, jy kon nie net op 'n skip geklim het en gesê môre is jy daar nie. Nou kan jy dit doen. Sê jy klim nou op 'n vliegtuig môre is ek in Amerika. Maklik soos dit, né? So, dit is nogal interessant hierso, né? 75 jaar wat hy nou al die status het van 'n supermag. So, sien julle dat die Bybel is waar, né? Nommer 10. Die 2 lamagtige horings maar praat soos 'n draak. Terwyl die landdier 2 lamagtige horings het, sal dit uiteindelik soos 'n draak praat. Nou hierdie eienskap sal ons vir die res van hierdie studie gaan deurgaan. Want dis belangrik. Dis belangrik. Al die ander goeie stem ons mee saam, maar hierdie ding is 'n ding waar mense nog nie heeltemal 'n greep op het nie. Kom ons kyk gou na die 2 horings. 2 koninkryke binne een nasie. 2 koninkryke binne een nasie. Sewendag Adventiste tolke is daarvan beskuldig dat hulle inkonsekwent is, omdat hulle leer dat die 2 lamagtige horings in Openbaring 13 vers 11 2 beginsels verteenwoordig waarop die Verenigde State gebou is. Met ander woorde, burgerlike en godsdienstvryheid. Hulle sê dit is nie reg nie. Dit maak nie vir hulle sin nie. Terwyl hulle leer dat horings en koninkryke in ander dele van Daniël en Openbaring koninkryke verteenwoordig. So met ander woorde wat hulle hierso vir ons sê is, Sewendag Adventiste praat bog. Hulle sê altyd vir ons dat koninkryke, horings is koninkryke. Maar nou ewe skielik 2 horings in een staat. Met ander woorde, dit moet beteken as 2 koninkryke in een staat. Maar hoe werk dit nou? Hulle verstaan dit nie. Maar ons sal in ons studie vind dat daar regtig glad nie inteenstrydigheid is nie. Dit is die belangrike ding wat ons hier moet uitsorg. Want een van die dae gaan jy gekonfronteer word met dit. En dan kan jy dit vir hulle antwoord, né? Soos ons met ons studie voortgaan, sal ons sien dat die beginsels van burgerlike en godsdienstvryheid is gebaseer op die idee van die 2 onderskeidbare en skeibare koninkryke binne 'n enkele nasie. Okay. Adam Clarke wys hoe konsekwentheid vereis dat die 2 horings van die landdier koninkryke verteenwoordig. Hy sê, as the 7-headed beast is represented as having 10 horns, which signify so many kingdoms leagued together to support the Latin Church. So, the beast, which rises out of the earth, has also 2 horns, which must consequently represent 2 kingdoms. For if horns of the beast mean kingdoms, in one part of the apocalypse, kingdoms must be intended by the symbol, however it is used in a similar way in any other part of this book. Nee? Dis die konsekwentheid waarmee ons nou moet verdedig hierson. Okay. Was Adam Clarke reg? Ek glo ons kan dit bewys wat hy gesê het. Kom ons kyk gou wat sê die ou. The symbol of the lamb in Revelation always refers to Christ, which suggested that the reference there is not to any lamb, but clearly to the lamb. Thus, the appearance of the earth beast is described in Christ-like terms, suggesting a very possible history of this power with a religious overtone. Okay,
Die twee die twee lamagtige horings is 'n teenstelling met die draak se stem, né? Dis duidelik. Die landdier het twee horings soos 'n lam, maar daarteen praat dit soos 'n draak. Goed, dit is duidelik dat daar 'n kontras is tussen die lam se horings en die draak se stem. Dit is duidelik dat uit Openbaring 13 vers 11 dat die twee lamagtige horings die positiewe of die gunstige kant van die landdier uitmaak, terwyl die draak se stem die negatiewe of die ongunstige kant is. Die twee lamagtige horings dui aan dat hoewel die aarddier, die landdier bely dat hy in die twee koninkryke glo, dat Jesus daarin geglo het, sy belydenis 'n werklike praktyk weerspraak. Goed, aangesien die twee horings, die twee koninkryke verteenwoordig wat Jesus, die lam herken het, is die vraag, watter twee koninkryke het Jesus die lam hierso herken? Net dit is ons die groot vraag. Wat se twee koninkryke is nou hier binnekant? Nou goed, om hierdie vraag te beantwoord, kom ons kyk gou na ons Bybels, na Matteus 22 vers 15 tot 21. JC, oom vir ons lees asseblief. Toe gaan die Fariseërs saam raad hou hoe om hom in sy woord te verstrik. En die stuur hul disippels saam met Herodiana na hom en sê, meester, ons weet dat hy waaragtig is in die weg van God en waarheid leer en nie aan niemand steur nie, want hy sien nie die persoon van mense aan nie. Sê dan vir ons, wat dink jy? Is dit geoorloof om aan die keiser belasting te betaal of nie? Maar Jesus het hulle boosheid bemerk en gesê, geveinses, waarom versoek julle my? Wys my die belastingmunt. En hulle het vir hom 'n penning gebring. En hy sê vir hulle, wie se beeld en opskrif is dit? En antwoord hom, die keiser se. Daarop sê hy vir hulle, betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom en aan God wat God toekom. Kom. Dit is duidelik hiersom dat Jesus, die lam van God, die naasbestaan van die twee koninkryke in sy tyd herken het, né? Want betaal aan die keiser wat hom toe kom en betaal aan God wat hom toe kom. Sien julle, is twee basiese koninkryke. Nou die eerste was die burgerlike mag van Rome, met ander woorde die staat wat Jesus daarso erken het, né? En die tweede was die geestelike koninkryk van God, met ander woorde die kerk, church en state, né? Twee koninkryke. Jesus het elders na hierdie twee koninkryke verwys as my koninkryk en die koninkryke van hierdie wêreld, né? Kom ons kyk gou of dit so is. Johannes 18 vers 36. Rachel. Jesus antwoord, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie meer hier nie. Hy praat van sy koninkryk, en dan praat hy van die koninkryke van die wêreld. OK. Kom ons kyk gou na hierdie nasie met die lamagtige horings. Nou moet die vraag gevra en beantwoord word. Watter nasie of koninkryk het omstreeks 1798 aan bewind begin ontstaan toe die eerste dier sy dodelike wond opgedoen het, wat in sy stigtingsdokumente uitdruklik die wettige gelyktydige bestaan van twee koninkryke binne 'n enkele nasie erken het, waarin Jesus geglo het. Wat se nasie is dit? Die antwoord is onmiskenbaar en onweerlegbaar. Kom ons hoor gou. What nation of the New World was in 1798 rising into power, giving promise of strength and greatness and attracting the attention of the world? The application of the symbol admits with no question. One nation and only one meets the specifications of this prophecy. It points unmistakably to the United States of America. Nou kom ons bewys dit, okay? Daar was twee tydperke gewees. Vir gerieflikheidshalwe kan die geskiedenis van die Verenigde State in twee breë tydperke opgedeel word. Eerste was die koloniale tydperk in 1620 tot 17, net so voor 1790, net so voor die dodelike wond, né? Die tweede een is die grondwetlike tydperk. En dit was ook so voor hom tot en met nou toe, 1776 tot huidiglik toe.
Kom ons kyk gou eers bietjie na vandag is nou nogal 'n baie lekker geskiedenis lesie wat ons hier deurmaak. En is interessant. Dis nie goeders wat ons geleer het nie, maar nou leer ons dit, né? Kom ons kyk gou na die eerste een, die grondwetlike vaders. Nou die grondwetlike vaders, manne hierso soos George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, James Madison en Benjamin Franklin van die Verenigde State het 3 realiteite baie goed geken. Die eerste een is die geskiedenis van die kerk en staat se alliansie in die middeleeue. Hulle het dit mooi verstaan wat daar gebeur, want hulle leef in daai tydperk, né? Hulle verstaan wat daar gebeur. Die geskiedenis van kerk en staat se verhoudings in die koloniale tydperk en dan die vereniging van kerke en staat soos dit in die Bybel uitgebeeld word. Die grondwetlike vaders was deeglik bewus daarvan dat wanneer 'n kerk en staat saamgevoeg word, die onvermydelike gevolg 'n ontkenning van burgerlike en godsdienstige vryheid 'n vervolg is, né? Dis die oorsaak daarvan. Hulle het geweet van die meganisme van die inkwisisie en was goed vertroud met die martelaarskap van die heilige manne soos Johannes Hus. Hulle het geweet dat Hus maandelang sonder behoorlike proses 'n onmenslike gevangenis gehou is. Dat hy deur valse getuies beskuldig is, dat hy geen burgerlike wette oortree het nie, dat hy verhoor is vir godsdienstige oortuigings van sy gewete, dat hy deur die leiers van die kerk op 'n soortgelyke wyse geoordeel is, wat die Sanhedrin Jesus, soos wat die Sanhedrin vir Jesus geoordeel het, dat die godsdienstige leiers die doodstraf teen hom en sy kerk uiteindelik 'n beroep op burgerlike mag van die keiser Sigismund gedoen het om die kerk se doodsbesluit in bekragting en uit te voer. Hulle weet dit. Hulle weet daarvan. Die voorvaders, wat nou mense, die grondwetvaders het geweet van hierdie goeters. Dis ook wat hulle 'n punt daarvan gemaak het om te sê church en state separate. Kom ons kyk gou na die koloniale tydperk. Wat het daarso plaasgevind? Hier is baie interessante goeters, hoor? Baie interessant. En mense kan hierdie streep reg deur die eeue sien wat ons nou hier gaan kyk. Die grondwetlike vaders het ook alles geweet van die geskiedenis van die koloniale tydperk. Hulle was deeglik bewus daarvan dat ateïste, Jode, kwakkers, baptiste en ander van hulle burgerregte onneem is bloot om hulle oortuigings en praktyke nie oorgestem het met die van die gevestigde Puritans godsdienst van die kolonies nie. Okay. Nou kyk gou hierso, baie interessant. Hier is die Puritans. Nou ons mense, Ellen White hulle, is pelgrims. Hulle is die pilgrims. Kyk gou die verskil tussen hulle. Puritans is hierdie mense wat so streng was oor alles gewees. Hulle het gesetteld in Massachusetts Bay, waar die pilgrims in Plymouth was. Kyk, hulle het gekom in 1630, terwyl hulle in 1620 gekom het. Hulle het probleme gehad met die Native Americans. Hulle was friendly with the Native Americans. Sien julle die gees van God teenoor die gees van die wêreld, né? They've seized Native Americans' lands. Hulle het sommer net dit gevat. Hulle paid Native Americans for land. Die Puritans purified the church from within. So hulle het vir die mense reguit binnekant gesê, luister hierso, as jy nie in die kerk wil wees, beter jy heilig wees, né? Wat het hulle gedoen? Hulle het hulle self geseparate van die church. Met ander woorde, hulle het nie die staat se mag probeer gebruik om mense af te dwing nie. Hierso, separated from the church. Met ander woorde, hulle het mense aanvaar soos wat hulle is. Hulle was rustig en hulle was so wat 'n kerk moet wees. Onthou julle Salem witch trials? Die Puritans was they had witchcraft accusations. Waar die pelgrims nou weer geen van dit gehad het nie, né? Sien julle die verskil tussen die twee geeste wat selfs in hierdie koloniale tydperk reeds op die land hier plaasgevind het, né? So daar was altyd 'n stryding, altyd. Die stigters het alles geweet van Sondagwette wat mense verplig het om kerk toe te gaan op strafte van boetes, koue gevangenisstraf, houe gevangenisstraf en in die geval van 3 kolonies, selfs die dood, né? Hulle weet daarvan.
Hulle het geweet dat slegs lede van die gevestigde kerk toegelaat word om die burgerlike regering te dien. Hulle het geweet dat die pastore van die gevestigde kerke vergoed word uit belasting wat deur die regering van die mense ingevorder is. Nee? Hulle het goed geweet van Roger Williams, wat in September 1635 uit die Massachusetts Bay kolonie verban is, weens sy sienings oor die skeiding van kerk en staat. Sien julle, was klaar 'n fighterry gewees in daai tydperk ook. Maar hierdie goeders moet reggestel word, né? Hulle het geweet hoe Williams aan die einde van 1635 en vroeg in 36 in die winter gedwing is om uit die kolonie te vlug, om die toorn van die godsdienstige leiers te ontsnap. Sien, self daarse was dit ook gewees. Die stigters het geweet dat Williams die kolonie Rhode Island gestig het met die hoofstad Providence. Wat beteken Providence? Nee, dis God se provision. Volgens Williams, die siviele landdros beskik oor the civil sword for the defense of persons, estates, families, liberties of a city or civil state, that the suppressing of uncivil or injurious persons or actions. Dis waarvoor die siviele swaard is, om mense te beskerm. Sien julle die afspeling dalk miskien nou? Nee? Okay. Ons kyk gou na die grondwetlike vaders en die Bybel. Alhoewel die stigtervaders nie kerkgangers was nie, was hulle goed vertroud met die Bybel, né? Hulle het veral die persoon Christus bewonder en alles van sy beproewings geweet. Vonnis en sy teregstelling deur die vereniging van die afvallige Joodse kerk met die Romeinse staat. Hulle het van al daai goeders geweet. Nou kyk, hier kom die belangrike ding. In 17, kyk die datum, 1776, die onafhanklikheidsverklaring bevestig dat alle mense gelyk geskape is en sekere onvervreembare regte het, waaronder lewe, vryheid en strewe na geluk. In 1787 is die grondwet bekragtig en in 1791 is die handves van regte, met ander woorde, the Bill of Rights. Die eerste 10 verwysings aan die grondwet is toe ingesit. Nou hierdie 3 grondliggende dokumente is bekragtig onmiddellik voordat die pausdom sy dodelike wond gekry het. Sien julle dit? Sien julle dit? So met ander woorde, wat sê dit hierso? Die aarde was klaar voorberei om die vrou te help te kom. Sien julle, daar's 'n voorbereidingsproses wat eers plaasgevind het voor 1798. Net soos, dit was gewees voor 1798, né? Net soos profesie voorspel het, was God besig om die volgende wêreld supermoondheid voorsiening voor te berei, om op die verhoog te verskyn, selfs soos die vorige mag op die punt was om dodelik gewond te word. Soos het nou gesien, in Amerika in daai tydperk was nou die koloniale bekleierery en almal het nou gestry, totdat hulle gesê, okay, goed, fine, daar's die grondwet is ingesit, and that's it. En so dit was voorbereiding, al die kwessies en goedertjies, die goedertjies wat kon fout loop, is uitgesorteer, né? So hulle het basies daarso, wat noem mense dit, as jy fout soek, anyway, ja, troubleshooting. Hulle troubleshooting gou uitgesorteer. So. Okay. En dan, 'n ondersoek van hierdie geskrifte van die grondwetlike vaders toon dat hulle vasgeglo het in die wettige bestaan van 2 koninkryke in die Verenigde State wat sou vir ewig apart bly. Volgens hulle siening het die kerk 'n geestelike swaard gekry om deur die verkondiging van die woord te oorreed. Jy moet geoorreed word om kerk toe te kom, né? Terwyl in die staat het die materiële swaard gekry om die burgerlike orde van die samelewing te bewaar. Jy moet nie gedwing word om kerk toe te kom nie, maar jy moet gedwing word om nie iemand dood te maak nie. Né? Die nuwe nasie is op 2 groot beginsels gestig. Die eerste een, republikeinisme. Republicanism. Met ander woorde, Unitarianism, 'n ander woord, sinonieme vir Republicanism, Unitarianism, unit, democracy, ja.
anti-monarchism en unionism. So, met ander woorde, daar moet nie 'n diktator wees nie. Daar is die mense, selfdering soos met ons kerk. Ons kerk is op dieselfde beginsels gebaseer. Die grootste gesag van die Sewendag Adventiste kerk is nie 'n synode of 'n pastoortjie of iets nie. Dis julle wat hier sit. Die mense wat in die kerk is, die hoogste gesag in die kerk. En dan die tweede beginsel, die eerste een is republicanism waarop hy gevestig is en die tweede een is protestantisme. Nie katholicisme nie, protestantisme, want katholicisme is 'n union van church and state. Waar protestantisme is, die twee van mekaar weg. En die protestantisme verteenwoordig dan nie godsdienstige regering met die godsdienstige swaard, nê? Soos wat ons gesien het. Nou, die grondwetlike vaders het 'n revolusionêre onderste bo regeringsstelsel tot stand gebring, wat van onder na bo gevloei het. 'n Regering van die volk, deur die mense vir die mense, waarin burgers volle burgerlike en godsdienstvryheid kon geniet. OK. Gees van profesie sê, among the Christian exiles who first fled to America and sought an asylum from royal oppression and priestly intolerance, were many who determined to establish a government upon the broad foundations of civil and religious liberty. The views found place in the Declaration of Independence, which sets forth the great truth that all men are created equal and endowed with the inalienable right to life, liberty, and the pursuit of happiness. And the Constitution guarantees to the people the right of self-government, providing that representatives elected by the popular vote, so democracy, nee, shall enact and administer the laws. Freedom of religious faith was also granted, every man being permitted to worship God according to the dictates of his conscience. Republicanism and Protestantism became the fundamental principles of the nation. Goed, nou belangrik, die eerste wysiging, met ander woorde, the First Amendment. Dis die belangrike ding. Dit is waar die aarde voorberei is gevolg van hierdie een, die First Amendment. Die geskiedenis van die middeleeue en die koloniale tydperk bewys hoe enige twyfel dat die groter gevaar is vir die kerk om die staat te gebruik om sy missie te vervul. Die eerste First Amendment, kom ons lees hom gou-gou saam, wat sê hy? Die Kongres mag geen wet maak met betrekking tot 'n vestiging van godsdiens of die vrye uitoefening daarvan verbied nie, of die vryheid van spraak of persvryheid te beperk, of die reg van die mense om vreedsaam by mekaar te kom en die regering te versoek vir 'n regstelling van griewe. Dit is die First Amendment, dit is die menslike reg wat aan jou toegegee is. Dit is duidelik dat die eerste wysiging of die First Amendment die Kongres verbied om wette op te stel wat enigstens met godsdienst te doen het, né? Punt, klaar. In hierdie sin bevat die grondwet duidelik die konsep van die skeiding van kerk en staat, omdat die staat verbied word om wette te maak wat godsdienst vestig of die vrye uitoefening daarvan verbied. So, met ander woorde, as daar 'n satanis is, mag hy aangaan en kan doen wat hy wil. Jy moet hom kan oorreed, jy moet hom nie kan verplig om kerk toe te kom. Jy moet hom oorreed om kerk toe te kom. Dis wettig, dis fantasties, né? Dis hoe die Here ons gemaak het. Natuurlik word mense nie toegelaat om wettige burgerlike wette in die naam van godsdienst te verontagsaam nie, soos wat ons gesien het met die World Trade Center, né? 'n ernstige waarskuwing van die gees van profesie. Ellen White het gewaarsku oor wat in die Verenigde State gaan gebeur wanneer die First Amendment, die eerste wysiging, uiteindelik vertrap word. Sê, Protestants have tampered with and patronized popery. They have made compromises and concessions with papists themselves and are surprised to see and fail to understand. Men are closing their eyes to the real character of Romanism and the dangers to be apprehended from her supremacy. The people need to be aroused to resist the advantages of the most dangerous foe to civil and religious liberty.
When the land which the Lord provided as an asylum for his people, that they might worship him according to the dictates of their own consciences, the land over which for long years the shield of omnipotence has been spread, land which God has favored by making it the depository of the pure religion of Christ, when that land shall through legislators abjure the principles of Protestantism and give countenance to Romish apostasy and tampering with God's law, it is then that the final work of the man of sin will be revealed. Protestants will throw their whole influence and strength on the side of the papacy by a national act enforcing the false Sabbath. So met ander woorde, hulle sê, ag asseblief tog, kan ons net asseblief daai verdrukking weer terugkry. Dit was so lekker geweest, dis eintlik wat hulle sê, nee. They will give life and vigor to the corrupt faith of Rome, reviving a tyranny and oppression of conscience. Then it will be time for God to work in mighty power for the vindication of his truth, of for his people. Mooi, nee? Dit is werklik verbasend dat die gees van profesie destyds so iets sou sê, nee? Kan julle dit glo? Ellen White het uiteindelik 2 dinge gesê wat destyds ondenkbaar was. Eerstens het sy gesê, die dodelike wond van die pausdom sou genees word. Tweedens, die Verenigde State sal wêreldwye invloed uitoefen om dit moontlik te maak. Kan julle dit glo, nee? Ons volgende onderwerp van bespreking sal wees oor die tyd van wanneer hierdie lam dierhoring 'n beeld van die eerste dier sal maak en soos 'n draak sal praat. So ons het nou eers na die lamshorings gekyk. Nou gaan ons sien hoe praat hy soos 'n draak. OK. So nou gaan ons sien na die image of the beast. Dit gaan ons volgende les wees. OK. Oom Franco, agsie oom, gee vir ons asseblief, bid ons asseblief af. Here, baie dankie vir hierdie insiggewende studie rondom wat gebeur het. Want tyd en tye is in u hande. Here, dankie dat ons kan weet wat vir ons voorlê, dat ons bemagtig kan word om te staan. Here, soos wat Daniël gestaan het en sy 3 vriende. Maak nie saak wat na ons kant kom nie, maar dat ons sal staan vir die waarheid, vir dit wat u in ons geïmplementeer het. Here, dankie vir hierdie dag. Wees die res van hierdie dag saam met ons elkeen. En seën die week wat voorlê. In Jesus naam. Amen.